voorbeeld nommer 8, dis baie dieselfde as voorbeeld nommer 7. Julle kan eintlik maar net gaan kyk na hom. Die enigste verskil tussen dit en voorbeeld nommer 7 is daai beperking. So dis nogal die moeite werd om actually te gaan kyk na daai beperking. Alright. Julle sal sien voorbeeld nommer 7 het hulle ons gesê dit is kleiner of gelyk aan 0. Ek wou maar net gehad het dat julle ten minste al twee formate sien tussen kleiner en gelyk aan 0 en groter en gelyk aan 0 met die parabool. Dis maar hoekom ons hom insit. Alright. So die eerste enetjie weer eens baie dieselfde as die vorige een, sê ons hier, right, ons moet nou eers gaan kyk om die vergelyking van die invers te kry. Okay, so die vergelyking van die invers, eerste ding wat jy altyd gaan doen, is ons gaan sê vir hulle, jy skryf hom in die formaat, y is gelyk aan something. Okay, nou wat jy gaan doen, wanneer jy met die invers gaan werk, dan moet jy vir hulle sê, okay, nou werk ek met die invers. Dan gaan ons sê dit, ek maak my x 'n y en my y 'n x, selfde as nou. Dan wat ons gaan doen, teenoorstelde van, nou eers gaan deel ons met die minus, teenoorstelde van die kwadraat is die wortel, so ons gaan sit hierdie minus x binne in 'n worteltjie, en jy weet altyd saam met 'n wortel, gaan sit jy plus minus. Okay, nou moet ons, so dit was nou stap 3 gewees. Stap 4 sê vir my, kyk na my beperking. Hulle sê vir my original, x is groter of gelyk aan 0. Daarom weet ek, vir my invers, gaan ek dadelik kan sê, y is groter of gelyk aan 0. Daarom kan my invers nie 'n minus wees nie. Ons gaan dit nou met die skets ook sien. Jy kan altyd daar uitvee. Nou moes ons 'n minus daar gaan sit het by voorbeeld nommer 7. Ons gaan nou met die skets kyk ook hoe mens dit kan doen. Dan hierdie gedeeltetjie wat sê minus x, ek hou maar daarvan om my beperking by te sit. Ek gaan net die sommetjie hierbo doen om te sê, jy weet die minus x moet groter of gelyk wees aan 0, en dan, want jy mag nie negatiewe wortel hê nie, dan kry ek x is kleiner of gelyk aan 0, want ek deel met 'n minus, so dis waar hierdie gedeelte vandaan kom. X is kleiner of gelyk aan 0. Hierdie stukkie het niks te doen met daai ene nie, okay? Hierdie beperking wat hulle vir my gegee het, gaan oor watter waarde my y gaan wees. Okay. En dan jou finale antwoord, en dan hierdie is vir jou stap vir stap gegee in die notas, presies hoe jy dit moet skryf. So maak seker jy weet van die formaat. Dan sal ek gaan skryf my invers, onthou hierdie represent ook mos die lettertjie y, is gelyk aan, en dan gaan sit jy jou gedeeltetjie daar, minus x, en dan sit ek x is kleiner en gelyk aan 0. Dan is hy nou 100% akkuraat. So ek sal hom so gaan sit. So dis verskriklik belangrik net, dat hulle weet, wanneer werk jy met f, en wanneer werk jy met sy invers. Right, so kom ons kyk, nou moet ons hom gaan skets. So wanneer ons dit skets, ek hou maar daarvan om te gaan sê, ek het my sad parabool, en dan weet ek outomaties sy invers se beentjies gaan regs loop. Okay. Maar kyk gou hierso, hulle het baie spesifiek nou vir my gesê in hierdie geval, x mag net, as julle nou hierso gaan kyk, hulle sê vir my x is groter of gelyk aan 0. Dit beteken ek mag net werk aan die regterkant van die lyn, regterkant van my y as vir my original. Daarom weet ek, my y mag ook net groter wees as 0, groter en gelyk aan, en daar is my skets. So dis hoe ons by daai gedeeltetjie kom. Onthou asseblief, jy moet altyd vir my hierdie lyn, y is gelyk aan x bysit, en dan soek ek ook asseblief 'n koördinaat wanneer jy jou sketse teken. Alles is baie mooi vir julle in die opsommings, presies hoe julle dit moet skryf en teken in die vraestel met die koördinate en alles, so julle kan maar net daarso gaan kyk in die notas. Alright. Kyk gou na die volgende twee vrae. Julle kan hierdie gou afskryf. Ons gaan na die vorige skets gaan kyk om hierdie uit te werk. So, hulle vra hier vir my, waar is f van x mal met x groter en gelyk aan 0? En die ander een sê hulle vir my, waar is die invers minus f van x gelyk aan 0? Okay, so dit is twee gunsteling maniere wat hulle van hou om te vra. So kom ons doen die eerste enetjie. Eerste gaan werk ons, hulle wil weet, waar is f van x mal met x groter en gelyk aan 0. Okay, wanneer ons by hierdie gedeeltes kom, dit is maar baie dieselfde, in die funksie opsomming is daar 'n afdeling waar ons hierdie presies verduidelik, dat julle weet hoe om hierdie gedeeltes te doen. Asseblief moenie hierdie dele van die vraag skiep nie, dit tel gewoonlik lekker baie punte en is eintlik maklik. Wanneer jy hierdie
Of in 'n taal gaan sit wat jy verstaan, om te sê, ons weet f van x, g van x, h van x, kan ek altyd met die lettertjie y vervang. So ek wil weet, waar is die pers 1 se y-waardes? Maal met x. X represent maar net my x-as, groter en gelyk aan 0. So wanneer jy iets sê, ek maal twee goed met mekaar, so dis eintlik wat daar staan. Ek maal twee goed met mekaar en my antwoord is groter en gelyk aan 0. Dit beteken my antwoord is 'n plus. So vir my om twee goedjies met mekaar te maal, dat my antwoord 'n plus is, gaan wees 'n plus maal met 'n plus, of 'n minus maal met 'n minus. So ek moet gaan tekens kry. Okay, so nou gaan kyk ons gou tekens. Eerste werk ons met my f van x, kom ons doen hom eerste. Met my f van x, enige iets wat bo die lyn is positief en onder die lyn is negatief. En ons werk met die persgrafiek, met die original. So, onder die lyn, minus, 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 dit het niks te doen of hy links of regs is nie, dit gaan alles oor bo of onder, want ons werk hier met 'n y-waarde. Okay, die volgende een sê nou vir my, right, nou gaan werk ons hierso met my x-as. My x-as, ons weet ons my x-e is negatief aan die linkerkant en positief aan die regterkant. Nou het ek my tekentjies gekry. Nou wat jy gaan doen is jy gaan vat jou liniaal en nou gaan sê ek, okay, ek sê ek wil weet waar maal ek 'n plus en 'n plus of 'n minus en 'n minus. Hierdie kant van my liniaal sal jy sien ons maal net 'n minus, maar die ander een bestaan nie eers daar nie. So hy bestaan nie, it does not exist. So dit bestaan nie, hier is hulle gelyk. En regs van dit het ek weer 'n plus en 'n minus, plus en 'n minus, plus en 'n minus, plus en 'n minus. Okay. So hier bestaan dit ten minste al, maar daar is my antwoord kleiner of gelyk aan 0. So hierdie is 'n bietjie van 'n uitvangvraagie. Dit gaan net daar waar x gelyk is aan 0, gaan hulle presies gelyk wees. Aan die linkerkant van 0 bestaan dit nie, en aan die regterkant van 0 is my antwoord kleiner as 0. Die enigste plek waar dit gelyk is aan 0, gaan wees waar x gelyk is aan 0, dis presies daar op my oorsprong. Okay, bietjie van 'n uitvangvraagie daai. So by die tweede een vra hulle vir my, waar is die inwers minus f van x gelyk aan 0. Okay, hierdie is weer eens 'n gunsteling manier wat hulle dit vir jou vra. So die triek wat ek so al vir julle leer is om te sê, wanneer hierdie tweeetjies met mekaar maal of deel, wil jy hulle by mekaar hê, want hulle is mos 'n maal en deel, ons mos nou vasgeplak in mekaar. Die oomblik wat jy werk met plus en minus, wil jy hulle al so weerskante van jou is gelyk aan of jy ongelykheid teken hê, jy wil die twee gaan vergelyk met mekaar. So wat ek hier sal gaan doen, ek sien hulle maal en deel nie, so wat ek van hou om te doen, is om die enetjie oor te vat, om te sê, is gelyk aan. Sien julle, ek vat my f van x maar net oor, en dit sê, is gelyk aan f van x. Nou kan ek dit actually in taal gaan sit wat ek verstaan. Hierdie een sê nou vir my, waar is my inwers gelyk aan my original. Okay, so waar die tweeetjies gelyk is, dis 'n snypunt, en in hierdie geval is dit die enigste plek waar hulle gelyk is weer eens daar by die oorsprong, so daar is x is gelyk aan 0. In die reguitlyn voorbeeld het ons 'n snypunt gaan uitwerk, so julle kan maar net daarna gaan kyk. Right, maar dis wat hulle daar doen. Right, voorbeeld nommer 9, nou kom ons weer by my loggies. Right. So vir my loggie, en julle kan hier pause, hier vra hulle weer 'n paar goedjies. Maak asseblief seker julle weet hoe om vraag 6 te doen. Dit is 'n all-time favorite om vir julle te gee. Hulle love it om daai te doen. Alright. So, nou gaan kyk ons gou die heel eerste gedeelte. Ons moet die vergelyking van my inwers bepaal. So die eerste ding wat jy doen is jy gaan skryf, wanneer ons met f werk, gaan skryf jy om te sê y is gelyk aan something. Jy maak hom eers in 'n y. Ek glo julle het daarom nou al die idee van die patroontjie hierso. Die oomblik wat ek met my inwers gaan skryf, gaan sê ek werk nou met my inwers, dan maak ek my x 'n y en my y 'n x. En dan, om uit sy eksponensiële vorm uit te haal, gaan skryf ek hom weer, omdat jy begin altyd by die grondtaal, jy gaan skryf die grond aan die onderkant, dan die antwoord van die log, dit wat aan die ander kant van die is gelyk aan van die log staan, so met ander woorde die x, was so word die eksponent. En daar is hy. En om hom reg te skryf, hierdie is baie mooi, die regte formaat is in julle opsommings, maar om te sê, werk met die inverse vergelyking is gelyk aan. Nou kan daai eie al verdwyn.
is gelyk aan 'n 2 tot die mag x. En dan as jy net wil seker maak dat jy reg is, onthou julle die triek wat ek vir julle geleer het, van my original, daai 2 onder x bo, as jy werk met die invers, sien julle? 2 onder en x bo, hy gaan net so op en af. Dan weet jy is reg. Okay, en dan het ons hom gekry. Die invers is 'n 2 tot die mag x. Right, nou vra hulle vir my gebied, my definisie en my waardeversameling. So wat ek hier heel eerste sal doen is, ek sal my skets gaan teken. Right, dan is dit baie maklik. So kom ons gaan kyk hierso, die eerste enetjie, die invers gaan werk met 'n 2 tot die mag x. Ek ken my leerwerk, ek weet dit is 'n stygende eksponensiële funksie. So hierdie is my invers, en dan weet ek sy maatjie loop ietsie soos daai. Okay, onthou asseblief ook, hulle het asymptote. Hierdie asymptoot is daar, waar y gelyk is aan 0, en die volgende een se asymptoot is daar, waar x gelyk is aan 0, en hierdie is my antwoord vir f, my vergelykingkie vir f. Okay, nou is dit lekker maklik. Nou kan ek gaan sien vir my invers, en my original, so ons gaan nou, ek gaan dit altyd sommer in blou skryf, dit is baie mooi gecolor-code in julle notas, om te sê die definisieversameling vir my f, jy kan sien, hy tref nie alles links en alles regs nie, hy tref net alles wat groter is as 0. Sien julle, hy is net alles daar waar x 0 is op my y-as, hy tref net alles aan die regterkant van dit. Okay, hy kan nie sê links en regs nie, want hy gaan nooit actually verby sy asymptoot kan gaan nie. So dis tot waar ons hom kan doen. Vir my waardeversameling kan jy sien, hy tref wel alles infinitely tot aan die onderkant en infinitely tot aan die bokant. So daai netjie kan ek gaan skryf as 'n IER. Okay, so wanneer ons by my invers kom, die groen ene, hy sê vir my hier, right, sy definisieversameling, hy tref alles links en alles regs, jy kan dit sien. So ek kan sê XER. En dan sy waardeversameling, hy tref nie alles bo en onder nie, hy tref net alles bo 'n sekere ding, so y is groter as 0. As jy wil seker maak dat jy reg is, nee, gaan kyk gou my triek wat ek vir julle geleer het. As hierdie kan staan, x is groter as 0, vir my invers, moet daar dan staan, y is groter as 0. Al wat verander is 'n x word 'n y en 'n y word 'n x. Hierdie kan staan daar IER, dan weet ek vir my invers, moet daar staan 'n XER. Okay, en dis hoe ons hierdie gedeeltetjies doen. Nou vra hulle volgende vir my, ek moet die x en die y afsnitte hiervan gaan bepaal. Right, so ons het daarom nou al 'n skets. So die eerste enetjie vir my original, vra hulle vir my x afsnit maak vir y 0. Okay, so ons gaan sê 0 is gelyk aan log 2x, daar is makliker maniere, ek gaan nou vir julle wys hoe jy actually net jou skets kan gebruik, maar al wat ek gaan doen is, jy moet hom nou uit sy logaritmiese vorm uithaal, so jy begin altyd op die grond, die antwoord van die log was of word die eksponent, en daar is my antwoord, want enigiets tot die mag 0 is altyd 1. So ek kan hierdie een se x-afsnit so lank as 'n 1 gaan maak. Ek kan sien, hy het nie 'n y-afsnit nie, want my pers 1, daai my f, het 'n asymptoot. Daar waar x 0 is 'n asymptoot, hy mag nooit 0 wees nie. Daarom kan ek nie 'n y-afsnit kry waar x 0 is nie, want hy het 'n asymptoot. Dit in die opsommingsstuk mooi vir julle gesê, geen y-afsnit, want as gevolg van my asymptoot. So julle kan daar gaan kyk. En dan die vergelyking van die asymptoot, weer eens, ek hou daarvan om met eksponensieel net met my grafiek te gaan werk, gaan teken my skets, my asymptoot sê vir my daar waar x 0 is. So ek sê x is gelyk aan 0 vir sy asymptoot. Okay, nou gaan werk ons met die invers. So ons het nou hierso gesê, ons het al hierdie mooi in detail gedoen, so ek gaan bietjie vinniger gaan met daai, my x-afsnit, sien julle, hy gaan nie 'n x-afsnit hê nie, want ek het 'n asymptoot daarso. So sy x-afsnit is geen, hy het nie, en dis weens my asymptoot. My y-afsnit, maak ek net my invers 0, my inverse vergelyking weet ons mos, my invers is 'n 2 tot die mag x, so vir 'n y-afsnit maak ek net my x 0, en enigiets tot die mag 0 is altyd 1.
So ek sien daai enetjie is 'n 1. En dan my asymptoot kan ek sien, dis die vergelyking van my asymptoot. Hierdie is alles in die leerwerk gedeelte van my eksponensiële grafiek. Dan kan ek hom hierso gaan skryf om te sê y is gelyk aan 0. Okay. Kyk nou hierso, jy het nie nodig om hulle al twee te gaan doen en na die skets te gaan kyk nie. As jy net gemaklik is om byvoorbeeld met die groen grafiek te werk, né? Dis fyn, solank as wat jy net nie die mekaar raak met wat is f en wat is die invers nie, want dan kan jy hierdie maar net by mekaar gaan kry. Dis baie nice om te sê, as my original, my x-afsnit gelyk is aan x is gelyk aan 1, dan weet ek, die oomblik wat ek oorgaan na my invers toe, dan word dit y is gelyk aan 1. As ek sê my original het geen y-afsnit, dan beteken dit vir my invers geen x-afsnit. Wanneer my asymptootse vergelyking vir my original x is gelyk aan 0, beteken dit vir my invers y is gelyk aan 0. So dis hoe daai gedeelte werk. So jy kan altyd maniere gebruik. Okay. Nou vra hulle hier vir my of is hy 'n funksie. Hulle vra of is my f 'n funksie. My f, dis die pers enetjie, hy is 'n funksie ja, en julle kan in die pakkie die antwoorde gaan kry. So ja, dit is 'n funksie, want vir elke x-waarde is daar slegs een y-waarde. So wanneer ons by nommer 6 kom, hier is nou jou favourite. Ons love it om hierdie gedeeltetjies vir julle te gaan vra, okay? Maak seker jy kan dit doen. Ons weet hierdie vergelyking, sê y is gelyk aan log met 'n grondtal van 2 en my x chill daar uit. Okay. Hulle vra vir my, waar is f van x, en ons weet hierdie is mos nou my f-ie, waar is f kleiner of gelyk aan minus 1? Wat dit eintlik vir my sê, en ek het vir julle geleer, asseblief gaan skryf hierdie in 'n taal wat actually vir jou sin maak. Hulle vra eintlik vir my, waar is my persgrafiek kleiner of gelyk aan, dit beteken onder minus 1. Dis eintlik wat daar staan. So wat jy moet gaan doen is, ek gaan kyk, waar is my y-waarde minus 1? Waar gaan my grafiek minus 1 wees? So die x-waarde, wat ook al hierdie x-waarde is, as ek vir jy wil weet, waar is hy onder die minus 1, dan kan ek sien, dis daai hele gedeeltetjie daarso tot by infinitely aan die onderkant, want hy gaan nooit verby my asymptoot nie. Ek het 'n mooi asymptoot hier, waar x gelyk is aan 0. Ok, so dis eintlik wat hulle vra. So die eerste ding wat ek hier sal gaan doen, is ek sal gaan uitwerk, waar is f van x gelyk aan minus 1? Dit sal my beginpunt wees. So ons gaan sê minus 1, my f se vergelykingkie is mos nou die loggie, en nou moet jy hom uit sy logaritmiese vorm uithaal. Vir 'n log, jy begin altyd aan die onderkant, met my grondtal, en dan die antwoord van die log was of word die eksponent. Hy gaan op die eksponent staan, en dan kry ek x is gelyk aan 1/2. Ok, so dit sê vir my hierso is 1/2. So nou wat jy gaan doen, ek ten minste nou my x gedeeltetjie, dit was die moeilikste gedeelte om te gaan uitwerk, waar is hy gelyk aan minus 1? En nou wil ek weet, waar is hy onder die minus 1, dit sê vir my daai gedeelte. Onthou asseblief, 'n x is altyd links van iets, regs van iets, of tussen twee goed. Met my eksponensiële vergelyking, onthou julle, hy het actually 'n asymptoot, so ek kan nie sê, dis net alles aan die linkerkant nie, want hy mag nooit verby my asymptoot gaan nie. So hy's net tussen die 0 en die half. En julle weet hoe om dit te neer te skryf. Skryf die linkerkant, skryf die regterkant, x in die middel, en altyd twee kleiner as tekentjies. Nou, hier's nog 'n uitvangplek. Hulle het vir my gesê kleiner en gelyk aan. Moet asseblief nie dit net vir my gaan doen nie, dit is nie reg nie. So, ons moet nou gaan kyk. Hy mag nooit, onthou my x-waarde mag nie 0 wees nie, want dit is 'n asymptoot. So ek kan hom nie daar gaan sit nie, maar hy mag actually 1/2 wees. Ok, en daar is my finale antwoord, en dis hoe ons by dit gekom het. Die volgende voorbeeld sê hulle vir my 1/3 tot die mag x. Right, dis baie dieselfde. Ek wil net hê julle moet by daai gedeeltetjie eintlik gaan uitkom. So ons gaan die eerste gedeelte vinnig doen, ons het dit daarom nou mooi in detail gedoen. Dit sê hier vir my, bepaal die vergelyking van die invers. So eers gaan werk ek met my f, en ek gaan skryf hom in die formaat, y is gelyk aan 1/3 tot die mag x. Dan wat ek gaan doen, as ek met my invers gaan werk, gaan sê ek vir hulle, ek werk met my invers,
maak my x 'n y en my y 'n x. En dan gaan skryf ek hom in sy logaritmiese vorm om te sê my invers is gelyk aan, onthou julle ons gaan skryf, dit represent mos nou 'n y. Begin aan die onderkant en dan het ek my x daar. Okay. Dan wat ek net sal doen, check asseblief of jy reg is, om te sê, ons het met my original begin met 'n 1/3 tot die mag x, sien julle? Ek eindig met 'n 1/3 aan die onderkant en my x bo. Jy werk hom van die original af tot daar. Okay, so dan weet jy jy's reg. Dan vir die definisie en waardeversameling, hierdie is baie mooi in die opsommings vir julle gaan uiteengesit, wat julle net kan gaan kyk daarna. Ek het hierdie eintlik maar net gaan kry deur my skets. Ek ken nou al my sketse. So, my dalende funksie, ek weet my y-afsnit is 'n 1. Hierdie vergelyking is f. Ek gaan hom sommer hierso skryf. Hulle het vir my gesê, dis 1/3 tot die mag x, daarom is dit 'n dalende 1. En ek ken my leerwerk, so ek weet sy invers gaan ietsie soos daai loop. Ek weet hierdie vergelyking is mos f tot die mag min 1 van x, is gelyk aan my log, my 1/3 aan die onderkant en my x. So wanneer jy jou f en jou invers langs mekaar het by die grafieke of enige plek, check net jou shortcut. 'n 1/3 aan die onderkant en 'n x bo en 'n 1/3 aan die onderkant en 'n x bo. Dis net 'n vinnige manier om seker te maak jy is reg. Okay. So dan weet ons ook mos hulle het asymptote. Ek seker hierdie verveel julle al, ek hoop julle is al reg met hierdie gedeelte. So ons gaan net met die sketse werk. Julle behoort nou al fyn te wees met dit. Om te sê my definisieversameling of my gebied vir die original, die pers ene, tref alles links en alles regs. Sy terrein y is groter as 0, selfde as met die vorige een wat ons gedoen het. Hierdie kant weet ek my definisieversameling, x is groter as 0 en y is 'n element van reële getalle. Ons het dit in die vorige voorbeeld mooi verduidelik. Dan wanneer ons by die x en die y afsnitte kom, selfde as die voorbeeld van nou, julle kan net na die vorige voorbeeld se gedeelte gaan kyk, maar in die pakkies is dit baie mooi vir julle uiteengesit, om te sê my x-afsnit vir die eerste een, my f van x, dit is mos nou daai pers enetjie, hy het nie 'n x-afsnit nie. Dit is 'n asymptoot waar y 0 is, so ek sê hy het geen x-afsnit nie. Okay. Oordat hy geen x-afsnit het nie, weet ek outomaties vir my invers het geen y-afsnit nie. Sien julle, en ons kan sien, die groen een gaan nie 'n y-afsnit hê nie, hy mag nooit my y-as sny nie, as gevolg van sy asymptoot. My y-afsnit hierso, weet ons hier waar y is 1, want ek het my x 'n 0 gaan maak, en enigiets tot die mag 0 is altyd 1. As sy y-afsnit 1 is, weet ek hierdie x-afsnit is 1, en ons het dit gesien hier in my skets ook. Right, en dan die asymptoot sê maar net vir my, y is gelyk aan 0, so my invers x is gelyk aan 0. So julle kan maar net gaan kyk daar na my skets. Okay, so ek wil graag hê ons moet by hierdie twee vrae uitkom. Dit is die toetsgunstelinge. As ons klaar is met hierdie, dan gaan ons bietjie aanbeweeg na my reguitlyn toe. So kom ons kyk gou, hulle vra hier vir my, waar is my invers mal met f van x groter as 0? Okay, so die eerste stap wat ek hier sal gaan doen, is om te gaan dit in 'n taal te sit wat ek verstaan, om te sê, okay, kom ons gaan kyk gou. Ek maal twee goed met mekaar, so ek wil hulle graag vasgeplak hier aan mekaar. Ek wil weet waar is hulle groter as 0. Groter as 0 beteken my teken is 'n plus. Die twee tekens wat ek moet maal vir 'n plus, is 'n plus maal met 'n plus, of 'n minus maal met 'n minus. Dan is my antwoord 'n plus. Okay, so nou wat jy gaan doen, ons werk met f van x en f tot die mag min 1. Met ander woorde, ek werk met die y-waardes. So ek gaan aan my plus en minusse gaan teken. Enige iets bo die lyn kry 'n plus en aan die onderkant van die lyn is 'n minus. Sien julle plus, 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 plus. Al is aan die linker of die regterkant, ons worry nie daaroor nie, ons gaan oor bo en onder die lyn. Plus, 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 hier gaan hy minus, 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 minus. Okay, ek wil nou my liniaal gebruik, ek worry oor waar gemaal ek 'n plus en 'n plus, of 'n minus en 'n minus. So ons gaan sê hierso, okay, sien julle hierdie enetjie te plus, maal met soos niks, so dit tel obviously nie.
enigste plek waar hulle albei feature is aan die regterkant. So nou gaan kyk ek. Hier het ek 'n plus en 'n plus, 'n plus en 'n plus, 'n plus en 'n plus tot en met daar. Sien julle, as ek hier aan die regterkant gaan, hier maal ek 'n plus en 'n minus en 'n plus en 'n minus. So ek worry eintlik net oor hierdie stukkie. Wees versigtig om met jou eksponensiële vergelyking net te sê x is links van iets of regs van iets, want daar's gewoonlik 'n asymptoot wat hom keer. Okay. So, ek kan sien x, daai stukkie van die x, is tussen twee goed. So, ek kan dit nou gaan skryf. So, ons gaan hom nou tussen hierdie twee maak. Ons weet die x-waarde is 1. So, julle weet hoe om iets tussen twee goed dit te definieer. Skryf die linkerkant, skryf die regterkant, x in die middel, en altyd twee kleiner astekentjies. Alright. In hierdie geval is dit nie so moeilik om te gaan sê, okay, ek moet worry oor die groter of die kleiner en gelyk aan nie. As hulle gesê het gelyk aan, dan sou net my 1 die gelyk aan gekry het, want ek weet hy mag nooit gelyk wees aan die 0 nie. In hierdie geval was hulle nice gewees, en daar is my antwoord. Okay, vir die volgende enetjie vra hulle hier vir my, waar is my invers groter of gelyk aan minus 2? So ons wil weet, waar is die groen grafiek, dis in 'n beter taal wat ek verstaan, sê dit eers in 'n taal wat jy verstaan. Waar is my groen grafiek, want ons werk met die invers, groter of gelyk aan, met ander woorde, bo die minus 2. So, 'n goeie punt, of 'n tip wat ek sal gebruik, is eers om te gaan kyk, waar is hy gelyk aan die minus 2. Om gelyk te wees aan die minus 2, so ons gaan sê, ons weet mos my inverse vergelyking het 'n loggie, 'n 1/3 aan die onderkant met 'n x. Ek wil weet waar sy gelyk aan minus 2. So ons gaan sê minus 2 is gelyk aan log, my 1/3 chill aan die onderkant en my x is daar. En dan moet ons nou al weet hoe om uit sy logaritmiese vorm in sy eksponensiële vorm te skryf. Jy begin altyd aan die onderkant by die 1/3. Die antwoord van die log was of word die eksponent. En dit gee vir my is gelyk aan x. So as jy daai in jou calculator gaan intik, kry ek my antwoord vir x as 'n pragtige 9. Okay, so wat dit nou eintlik vir my sê, dit sê vir my daar waar my x-waarde 9 is. Dit is waar my y-waarde minus 2 is. En ek wil weet, waar is hy bo die minus 2? Met ander woorde, sien julle, dit is hierdie deel wat ek hier highlight. Dis net daai gedeelte wat ons oor worry. Dis waar hy bo is. En die x'e wat ons daar gebruik, is die x tussen die 0 en die 9. Onthou asseblief, julle moenie net gaan sê x is links van iets nie, want daar is 'n asymptoot. Moenie laat ek julle daar vang nie. So nou kan ons hom gaan skryf. Ons weet, jy skryf die linkerkant, skryf die regterkant, x in die middel, en altyd twee kleiner astekentjies. Hulle was hier nou weer lelik en het gesê groter en gelyk aan die minus 2. So nou gaan kyk ek, dis die 9 wat die gelyk aan kry. Ek kan nie sê my 0 is gelyk aan nie, want dis my asymptoot, x mag nooit gelyk wees aan 0 met daai invers nie. En hier is my finale antwoord. Right.